Ons het vir mekaar gesê, we are called to be kingdom disciples and apostles to change culture by bringing heaven to earth. Kom ons sê dit net in die Afrikaans, die Here roep ons om koninkryksgerig te wees, koninkryks om gedagtig te wees, te leef aan die koninkryk van God. Wat beteken ons is disippels, wat beteken ons leef anders as die wêreld, wat beteken ons is ook instrumente in sy hand om hemel aarde toe te bring. Daar's vrede in die hemel, dit moet aarde toe kom. Daar's genesing in die hemel, dit moet aarde toe kom. Maar ek wil vanoggend wil ek net vir so 'n oombliekie wil ek stil staan net gou-gou by die koninkryks aspek. Nou vir ons as westerlinge wat gewoond is aan 'n demokrasie, ons verstaan nie koninkryk nie. So die oomblik wanneer 'n ou praat oor koninkryk, dan praat ons in die eerste plek praat ons oor 'n koning. En hierdie koning heers en hierdie koning is in beheer. En hy's nie 'n koning wat ja, natuurlik aanbid ons hom, maar dit gaan nie daaroor dat hy homself wil verryk en dat hy sy lewe wil beter maak in die proses nie. Hy is eintlik 'n koning met 'n dienende hart wat jou lewe wil beter maak, wat vir jou die beste wil gee, wat vir jou wil sorg, wat vir jou wil voorsien, wat vir jou sy goedheid wil gee. Maar hierdie koning moet in beheer wees, hy moet heers, hy moet nommer 1 wees in jou lewe. Nou ons gaan nou by 'n voorbeeld kom uit 'n lewe uit wat geleef het onder beheer van die koninkryk. So die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is Jesus in beheer van jou lewe? Dis vir my altyd baie interessant om Christene by die kerk te sien en Christene Vrydag aand by 'n braai. Ek gaan nou maar net sê Christene, ek gaan nie sê gemeentelede nie. Want ek wil vir julle sê, die prentjie wat ek dikwels op 'n Sondagoggend sien, is radikaal anders as die prentjie wat ek op 'n Vrydag aand sien. Die mense wat die lewens wat mense voor my leef in die lewens wat hulle regtig leef, daar's vir my 'n massiewe verskil. Massief. Want Jesus is nie in beheer nie. Jesus is nie die koning nie. Jesus bepaal nie my gedrag nie. Jesus bepaal nie my spraak nie. Jesus bepaal nie my liggaam nie, my tyd, my drange, my drome, my ideale. Ek is dikwels geskok oor sommer net die taalgebruik wat uit die gemiddelde Christen se mond uitkom. Ons het nou die aand 'n eerste gehad by een van ons klein groepies. Dis al nou iemand wat vir die eerste keer inskakel by een van die groepies wat ek het. Maar sommer gou-gou daar in die gesprek en toe is daar die F-woord, die D-woord, die W. Daar's so 'n klomp op die tafel, dit so half by die kerk voor die dominee. Toe wonder ek, as dit die taal is wat jy by die kerk gebruik voor die dominee, dan wil ek nie weet wat gaan aan by die huis nie. So, is Jesus werklik, ons praat oor 'n koninkryk waar Jesus in beheer is. En dan as ons praat oor 'n koninkryk, ons het dit nou gesing, ons het die diens begin, and we sang about the presence of God, oor God se teenwoordigheid. When you are part of a kingdom, you will experience His presence. En partykeer is dit net, hierdie bonatuurlike vrede. Robs, maak gou jou oë toe. Ek gaan nou niks snaaks met, moenie worry nie. Ek gaan nie jou naam 2 sent maak nie. Is dit net so? Ek gaan net ietsie doen. En dan wil ek vra wat jy voel. Okay, obviously voel jy ek vat in jou hare, maar wat anders voel jy? Ek vat nie fisies aan jou nie. Hoe voel jy my hand? Warm. Ek het aan my gesig, ek het nie fisies aan haar gesig gevat nie. Ek het net my hand so by haar gesig gehou. As ek dit nou met jou doen, maak dit toe jou oë. Wat voel jy? Jy voel baie keer, jare terug, sit ek die middag en ek's nou reg, op Saterdagmiddag doen ons diep geestelike goed. Kyk ons bietjie rugby. Hoorie, het lyk my hulle wil die rugby nou so sokker maak, jy weet, ons skop pale toe. Wie van julle het gisteraand se Sharks doen jy? 6 skoppe pale toe. Maar ek sit die middag en ek maak myself reg om rugby te kyk.
En amper nou, dis nou 'n dom manier om dit te verduidelik, maar amper soos wat jy nou my hand gevoel het. Ek het nie fisies aan jou gevat nie, maar jy het my hand gevoel. En ek wil dit amper beskryf as so 'n tipe van 'n elektrisiteit. En ek voel hier so elektrisiteit hier om my en ek voel die Here se teenwoordigheid. En ek sê, "Of Here, jy kan nie nou by my wees nie. Ek gaan nou rugby gaan nou rugby kyk. Ek wil op die skeieregter skree." Nie nou nie, Jesus. Ons leef 'n geestelike lewe en ons leef 'n fisiese lewe. Daai denke is nie in die Bybel nie. Dis platoniese denke. Dis Griekse denke. Het julle agtergekom in die Bybel? Die Bybel sê vir ons denke is ons is nou by die kerk en môre is ek nou by die werk, jy weet, en die Here moet uit die goed uitbly, nê. Het julle al agtergekom, die Bybel praat oor een lewe, als is geestelik. Die Bybel sê, hoorie, Harm, as jy nie ordentlik werk met jou vrou nie, dan sê die Bybel, hoorie, jy kan bid tot jy blou is in jou gesig, die Here gaan jou nie hoor nie. Julle manne, word julle gebede verhoor? Of word julle gebede nie verhoor nie? Die Bybel sê, as jy nie ordentlik werk met jou vrou nie, dan word jou gebede nie verhoor nie. Ja, maar Here, ons is nie nou by die kerk nie. En sy gedra nou nie. Net te lekker nie. Een lewe. Een lewe. Wat beteken dat wanneer ek rugby kyk, is die Here by my. En wanneer ek môreoggend na onderhandelings het, is die Here by my. En wanneer ek eksamens skryf, is die Here by my. Alles wat as ek môre op die pad is die Here by my. Hy is saam met my. So when we talk about a kingdom, we talk about a king that rules, regeer hy in jou lewe. When we talk about a kingdom, we talk about the presence of a king. En dan praat ons, Driekie het nou kanker gehad, so ons bid vir haar, die chemo het nou ongelukkig nou 'n klomp negatiewe effekte in die lyf gehad. But we bring heaven to earth. Where there's a kingdom, there's power. So in die naam van Jesus spreek ons lewe, genesing, gesondheid, herstel oor jou uit. En ons verklaar, jy sal 'n lang lewe hê. Ons verklaar, jy sal 'n gesonde lewe hê. Ons verklaar dat jy vitaliteit en in krag sal leef. Ons verklaar, Psalm 92 wat sê, hy maak my sterk soos 'n buffel, hy maak my sterk soos 'n palmboom. En waar daar 'n koninkryk is, moet ons sy krag sien. Where there's a kingdom, we have the presence of God, we have the power of God, but we also have the personality of God. Daai eerste disippels, nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, kom daar 'n klomp ouens en hulle arresteer weer vir Petrus en vir Johannes en terwyl hulle weer daar voor die Joodse raad is, onthou nou dis dieselfde ouens wat vir Jesus 50 dae terug bloedig vermoor het. En die Heilige Gees is in hulle want die koninkryk het op hulle gekom en omdat die koninkryk op hulle gekom het, kyk die ouens so na hulle en hulle sien hulle is ongeleerde ouens en die ouens kyk so na hulle en hulle sê ons kan sien, julle was by Jesus. En Jesus is sigbaar in hulle lewens. Ek wil by jou hoor, as jy môreoggend daar by die werk is, kan mense vir Jesus in jou sien. Alright, nou wil ek by die preek uitkom. Here help ons. So ek wil gou na Samuel se lewe toe gaan. Ons het nou mos hierdie Bybel lees, rooster wat 'n klompie van julle in die gemeente saam met ons doen en nou kap ons hier deur die Ou Testament en ek moet sê verlede week staan ek stil by Rut en toe was Rut my gunsteling boek in die Bybel, maar nou is die eerste paar bladsye in Samuel, nou is dit definitief my gunsteling vir hierdie week. Net vinnig Samuel se storie. So Samuel het ouers Elkana en Hanna.
Maar reg in die begin het God vir Adam en vir Eva geskep. Hy het nie vir Eva en Sari en Driekie en Kayla en Robin. Dit was eintlik obvious van die begin af. God het bedoel een man, een vrou, nê? Nee? Maar nou is al die sondige volke daar rondom Israel, hulle het almal 'n klomp vrouens, so die Israeliete begin daai gewoonte aanneem, en nou kap ons deur die hele Ou Testament, en dan kom jy eers in die Nuwe Testament, waar die Here dit baie duidelik stel, een man, een vrou. Dit was eintlik duidelik van die begin af, maar die Israeliete het dit gemis. Net so vir die interessantheid. As jy al hierdie geloofshelde se stories lees, die ouens het gedink, wel, as een vrou my so gelukkig kan maak, nou, hoe gelukkig gaan ek dan nie wees as ek 2 of 3 of 4 het nie? En toe begin die moeilikheid. As jy die Bybel deurlees, daar is nie een gelukkige familie waar daar meer as een vrou in die huis is nie. Not one, puppy. R50 in jou maxi spaar, daar's hy. Alright, maar anyway, so nou kry ons vir Elkana, ons kry vir Hanna, maar Elkana het ook vir Penina. En wat gebeur in daai huis? Daar is konflik, daar's bitterheid, daar's vassit, daar's verskille, daar's onvrede. En nou, Elkana se naam beteken God gee lewe. Elkana se naam, God maak vrugbaar. Hanna se naam beteken the favor, die guns, the favor of God. Is dit nie die toppunt van ironie, dat die twee wie se name is God gee lewe en God gee guns, dat hulle is kinderloos? Daar's niks lewe nie, daar's niks vrugbaarheid nie, daar is niks guns nie. Om die waarheid te sê, Penina spot die heeltyd vir Hanna oor sy kinderloos is. En in daai tyd het hulle jou gespot, maar hulle het ook geglo dat God is besig om jou te straf. Luister gou vir my baie mooi. Party van ons gaan deur op hierdie stadium deur 'n geweldige moeilike tyd. En dis nie noodwendig God wat straf, God wat vir jou kwaad is, of God wat sy rug op jou gedraai het, of God wat jou nie sien, of God wat jou nie hoor, of God wat nie jou gebede beantwoord nie. Kan ek dit net gou weer sê? Die eerste ding wat ons dink is, as goeders nie uitwerk, as goeders nie gebeur, as goeders nie realiseer, soos wat ek graag wil hê, dit moet uitwerk, gebeur en realiseer nie. Die eerste ding wat ons dink is, God het my vergeet, God sien my nie, God is vir my kwaad. Maar partykeer, sometimes he's busy with a godly setup. Ons gaan nou daarby uitkom. Alright, so julle ken die storie, Penina spot vir Hanna, dit gaan vir jare so aan. Elkana, he wins Husband of the Year award. Shame, die arme ou. Hy kom by Hanna. Hy sê, ag my liefie, is ek dan nie meer werd as 5 kinders nie? Wie van julle het dit al probeer by die huis? Jy slaap in die hondehokkie volgende aand. En as jy regtig gelukkig is, bloei jy. Nee? Ek meen, jy weet, hierdie ou definitief nie 'n swak selfbeeld gehad nie. Okay? Dit help nie. Hanna huil. Hanna eet nie. Hanna gaan na die tempel toe en nou is daar in daai tyd die priesters van daai tyd, die hoëpriester van daai tyd se naam is Eli, maar hy's nie baie effektief nie. Hy's eintlik, om die waarheid te sê, die Bybel sê hy was verskriklik vet en hy was useless. En dan het hy 2 kettikop seuns gehad met die naam van Hofni en Phinehas. Die 2 werk by die tempel en hulle steel die kollekte geld, hulle steel die offervleis, hulle vat dit met geweld van mense af en hulle slaap saam met die vrouens by die tabernakel. Eli weet daarvan en Eli kom en hy so half, ag my seuns, dit is nie mooi nie.
Stop dit. En het hulle gestop? Nee, hy was 'n slap leier. Hy het hulle nie gekonfronteer nie, hy het hulle nie vasgevat nie, hy het hulle nie hulle konsekwensies, hulle gevolge laat beleef en ervaar nie. Nou Donald Trump het jare terug het hy so ou TV-programmetjie gehad en dan het hy altyd gesê, "You fired." Nee? En dis wat hy moes gedoen het. Hy moes sy eie kinders afgedank het by die tabernakel en uit die diens uit en hy moes hulle weggejaag het, hy moes hulle vasgevat het. Maar hy's 'n slap leier. Hy is eintlik nie 'n goddelike leier nie en daar's 'n klomp goddeloosheid wat hy toelaat om in en om en rondom hom plaas te vind en te gebeur. Binne in hierdie omstandighede, nou Jode bid hardop. Dit was my 'n massive skok toe ek die eerste keer daar in Israel kom en ons kom daar in wat hulle nou noem die bovertrek en die ouens loop daar rond. En hulle praat en ek dink, wat gaan hier aan? Vra die Joodse toergids, wat gaan hier aan? Nee, hulle bid. Ek sê, is dit? So, die gebruik is as jy bid hardop. Hanna is verbitterd. Hanna is kwaad. Hanna is hartseer. Sy het eintlik klassieke depressiewe simptome. Sy eet nie, sy's af. Sy sit daar in die tempel, maar sy stort haar hart voor die Here uit. In opregtheid stort sy haar hart voor die Here uit. Maar jy hoor nie woorde nie, jy sien net haar lippe beweeg. Eli, die wonderlike priester wat hy was, dink die vrou is dronk, hy konfronteer haar en hy wil haar uit die tempel uit wegjaag. En sy sê, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat verbitterd is. En my hart voor die Here uitstort. En hierdie useless, goddelose, swak leier kom na Hanna toe en hy sê vir Hanna, die Here het jou gehoor, die Here het jou gesien en hy sal vir jou gee wat jy wil hê. En miskien is hierdie iemand se preek vir oggend. Die Here sien, die Here hoor en die Here sal die omstandighede beantwoord. Nou, ek weet nie van julle nie. As 'n leier vir wie ek nou nie eintlik vreeslik respek het en vir wie ek nou opkyk geestelik, as hy vir my sê die Here antwoord jou gebed nie, ja, right. Thanks for nothing. Jy weet. Maar Hanna staan op. Sy glo die woord van die Here. Sy glo die woord van die Here. The righteous will live by faith and not by sight. As ons nie glo nie, is dit onmoontlik om God te behaag. God beloon geloof. Geloof is dit wat God in beweging bring. En sy vat dit, sy glo dit, sy staan op, sy vee haar trane af, sy gaan eet weer, en hulle gaan huis toe, en Elkana doen die ding. En die Bybel sê, en die Here het aan haar gedink, en by die einde van daai jaar, word Samuel gebore. Daar's sekere goed wat net God kan doen, en daar's sekere goeders wat net ek en jy kan doen. Daar's sekere goed wat God nie vir my kan en gaan doen nie, en daar's sekere goed wat net God kan doen. Daar's altyd 'n menslike aandeel, en daar's altyd 'n bonatuurlike aandeel. Dit help nie, ek sit hier by die werk, hierso by die kerk, Here, asseblief, ek soek 'n werk, ek soek 'n ander werk, Here, voorsien vir my, Here, onderneem vir my, en dis al wat jy doen nie. Môreoggend moet jy opstaan, en dan begin jy bel, en dan begin jy netwerk, en jy begin CV's uitstuur, en jy praat met jou pelle, en jy vra vir inisiatief, jy vra vir besigheidsidees, jy doen iets. En Samuel groei op in die teenwoordigheid van die Here. Hy leef in toewyding teenoor die Here. En as jy gaan kyk na die eienskappe van die koninkryk,
En ons is nou in Junie maand. Volgende Sondagoggend, moenie mis nie. Volgende Sondagoggend is Pinkster Sondagoggend. Net soos wat ons Paasfees vier, Pinkster Sondagoggend dat ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Moet dit nie mis nie, want ons gaan bid dat jy 'n kragtige aanraking en invulling en doping met die Heilige Gees sal beleef en ervaar. Miskien moet ek net gou ek onderbreek myself. Romeine 14:17 sê, en ons gaan hom aan die einde van die preek lees. The kingdom of God is not about eating and drinking, but about righteousness, joy and peace in the Holy Spirit. Tydens Eli se leierskap, daar's nie vrede nie, hulle leef nie rein en heilig voor die Here nie. Daar's allerlei chaos, maar toe kom Samuel wat onder die koninkryk gefunksioneer het en ons gaan nou daarby uitkom en daar is vrede tydens sy heerskappy. Hy het as rigter het hy regeer. Daar's vrede in die land. Die ouens leef rein en heilig. Die tempeldiens word in eer herstel. Die eerste ding wat gebeur het met die Israeliete in Eli se tyd, dan staan daar en die woord van die Here was raar. Hulle het selde die Here se stem gehoor. Die Here het nie gepraat nie. Daar was nie wonderwerke nie. Daar was nie deurbrake nie. Daar was nie antwoord nie. Daar was nie drome nie. Daar was nie visioene nie. Daar was nie profetiese woorde nie. Maar nou kom Samuel en hy leef onder die koninkryk. Hy leef onder 'n koning wat hom beheer. Hy leef daarom omdat die Heilige Gees op hom rus. Leef hy rein en heilig. Hy is nie soos 'n Hofni en 'n Phinehas nie. Hy vat niks. Hy steel niks. Hy slaap met niemand rond nie. Hy stap die reguit paadjie want die Heilige Gees rus op hom en die Heilige Gees is by hom en met hom en saam met hom en hy leef rein en heilig en hy ervaar God se teenwoordigheid en hulle sien God se krag. En dit is waartoe die Here ons roep, liewe gemeente. Die Here roep ons to be kingdom disciples and apostles. Wat beteken ek moet rein en heilig leef? Wat beteken ek leef onder sy beheer? Wat beteken ek leef bewus van sy teenwoordigheid? Selfs as ek net die rugby kyk en dan kan ek voel. Het julle gesien daar in Korintiërs, dan staan daar en dan spreek Paulus se seun uit, dan sê hy: mag die liefde van ons hemelse Vader. Ons het dit altyd in die kerk gebid as 'n seën aan die einde. Mag die liefde van ons hemelse Vader, die genade van Jesus Christus en die Engels sê, may the fellowship of Holy Spirit be with you. What's that? The friendship, the presence of Holy Spirit. When you live in the kingdom, there's a king that reigns and rules. You live in his presence. You live in his power. And you live with his personality. En daar kom vrede met die Filistyne. Hulle het oorwinnings in die oorlog wat hulle beklei. Die oomblik wanneer Heilige Gees, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and joy and peace in the Holy Spirit. En wanneer die Heilige Gees op jou rus, sal jy in oorwinning leef. Jy gaan nie meer sweet met sonde nie, jy gaan nie meer wil sondig nie. Want die Heilige Gees is in jou en by jou en met jou. Nou as ons praat oor Samuel as a godly setup, Samuel, sy naam beteken heard of God. Net die eerste ding wat ek net vir julle wil onderstreep is, as jy so in die Bybel begin en jy lees so Genesis 1, dan praat hy oor dan is daar 'n naam vir God en dan lees jy Genesis 16, dan kom Hanna en ag nee Hanna nie. Sarah jaag, wat was haar slaafin se naam? Hagar, sorry, dankie. Jaag vir Hagar, ek wil amper Hanna haar nou ook. Jaag vir Hagar daar in die woestyn in. En sy is in die woestyn, sy het nie water nie, sy het nie kos nie, sy is alleen, sy begin huil en dan staan daar El Roi, the God who sees.
En hy antwoord haar en hy sê, moenie worry nie, ek het gesien, gaan terug na jou eienares toe. En die eerste ding wat ek vir jou wil onderstreep is God hoor. Jy sit dalk hier, jy's moedeloos, jy's moeg gebid, moeg gevas, moeg gevas, God hoor en gewas. 5 vinnige gedagtes aan die hand van Samuel se lewe. Hannah roep uit na God toe. Hannah cried out to God and God answered. In daai tyd, vandag gee ons name oor dit vir ons mooi is, oor of ons daarvan hou. Miskien is dit 'n familienaam. Partykeer het die naam betekenis. Maar as 'n reël in die Bybel het hulle 'n naam gegee, want dit dui op aard, dit dui op karakter, dit dui op jou toekoms, dit dui op jou profetiese roeping wat die Here op jou lewe het. En nou het ons vir mekaar gesê, Hannah se naam beteken guns by God. En Elkana se naam beteken God skep. En partykeer moet ek net vashou aan eintlik daai profetiese beloftes wat die Here vir my gegee het. Dat die Here dit sal waarmaak. 1 Samuel lees ons, sy was bitter en hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, almagtige God, as U tog op my ellende wou let en U en aan my, U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. En sy kom maak 'n belofte, sy kom maak 'n gelofte teenoor die Here. Nou, watter ander ou kan julle in die Bybel onthou wat 'n belofte afgelê het dat sy hare nie gesny sal word nie? Samson. En dit was 'n Nasiriese eed. 'n Nasiriese eed, nou die ouens wat oor hierdie goeie skryf sê Samson, Samuel en dan Johannes die Doper, beskou hulle as die 3 ouens wat onder 'n Nasiriese eed geleef het. Jy het geen sterk drank of enigiets wat van die dryf afkom het jy gebruik nie. Jy mag nie aan 'n dooie of naby 'n dooie gekom het aan 'n lijk gevat het nie en jy mag nie jou hare gesny het nie. So Samuel was 'n bietjie van 'n bosaardige ouetjie hoor. Okay. Maar Hannah kom en sy maak 'n gelofte dat hy altyd in die weë van die Here sal grootmaak. Kan jy jouself indink? Jy het vir jare gebid vir 'n kind. Jare. Maar jy maak 'n gelofte dat jy hom in die weë van die Here sal grootmaak. En die Bybel sê vir ons, dis nou die Bybelse woorde. Weet nie lekker hoe moet mense dit nou anders verduidelik nie, maar die Bybel sê toe die kind gespeen is, toe vat sy hierdie kind na die tempel toe en hy was klein, hy was bitter klein. En sy gee hierdie kind weg en sy gee hom vir Eli, laat hy daar saam met Eli leef en woon en werk en groot word in die dinge van die Here. Sy kom haar gelofte na. Luister, as ons die Nuwe Testament lees en dit is die aanhaling van Deuteronomium 4 en 6, dan kom Jesus en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis nie halfpad taal nie, dis nie 50% taal nie, dis nie 60% taal nie, dis nie 80% taal nie, dis 100% taal. Ek wil by jou hoor, waar is jou commitment teenoor die Here? Leef jy in toewyding teenoor die Here? Samuel leef in toewyding teenoor die Here. Die Here rig hom op. He raised him as a revivalist. En hy verander die omstandighede, hy verander die kultuur, hy verander die gewoontes, hy verander die gebruike. Die ouens steel by die tempel, hulle slaap rond, hulle aanbid al die afgode, hulle slaap rond, hulle aanbid die Baals. Die Baals was 'n seksuele losbandige godsdiens. Die ouens gaan soontoe and he changed culture. Hy het die kultuur verander. En die ouens leef rein en heilig, want hy het in toewyding teenoor God geleef. Hy het die voorbeeld gestel en ander het sy voorbeeld gestel. Hoe leef jy? Leef jy rein en heilig? Syp jy maar net soveel soos die ander op 'n Vrydag aand by die braai? Vertel jy maar net soveel vuil grappe? Flirt jy maar net soveel met die ander girls? Of het jy ook net maar 'n ou skelmpie on the quiet? Jy kan nie so leef nie. En hy leef rein en heilig voor die Here en die Here seën hom en die Here is by hom en die Here is met hom en daar's krag en daar's oorwinning en daar's vrede en hy hoor God se stem.
Hebreërs 5 sê, they have become, julle, maar die tyd het ons bietjie ingehaal. Okay, ek gaan nou vinnig praat en julle moet vinnig luister. Dis soos wanneer jy daai WhatsApp op 1.5 of 1.2 sit. Ek gaan hom nou op 1.2 sit. Ons gaan nou baie vinnig praat. Alraai. Okay, julle moet nou vinnig luister en ons gaan nou gou deur alles. Okay, nou het ek my punt vergeet. Waar was ek? Dankie. Hebreërs 5 sê, they have become dull of hearing. Die beeld is eintlik hulle het wortels in hulle ore. Hoekom? Want hulle sondig. Kan dit dalk wees dat jy die Here se stem so min hoor, oor jy met die een hand die wêreld vashou en met die ander hand vir Jesus vashou, en jy het te veel van Jesus in jou om die braai op 'n Saterdag aand te geniet, maar jy het te veel van die wêreld in jou om Jesus op 'n Sondagoggend te geniet. Okay, Hannah het ons gesê grace and favor, Elkanah beteken God has created, maar Hannah, ons weet nie wat sy gebid het, maar dalk het sy die Here herinner. Here, excuse me, my naam beteken guns. Waar's die guns? Here, excuse me, Elkanah se naam beteken God has created, God gives life, God blesses. Hallo. Maar die Here maak dit te waar. Wat is die beloftes wat die Here vir jou gegee het waaraan jy vashou? Hou aan om dit in te bid. Hou aan om dit te verklaar. Die Here sien, die Here hoor. Watchman Nee sê, he describes prayer as the contact of a helpless person with a powerful God. Dis mooi, nee? Witness Lee sê, the Lord needs cooperation on earth for his move. Hannah's prayer was God's way of initiating his purpose in human history. Hierdie was 'n godly setup. God het toegelaat dat Hannah kinderloos is, want God het gekyk na die omstandighede, na die samelewing. God wou Israel se omstandighede verander. God wou die kultuur in Israel verander. God wou die spiritualiteit in Israel verander, maar hy het iemand nodig gehad om deur te werk. Hy laat toe dat Hannah kinderloos is, sodat sy uitroep en sê, Here, ek wil 'n kind hê. En die Here beantwoord haar gebed, en hierdie kind is van sy geboorte af aan die Here toegewy, and he raised up a judge, a revivalist, somebody that spoke and worked for God. En partykeer, luister, baie van die swaar en die sleg en die seer wat ons in ons lewens het, partykeer is dit die duiwel wat aanval. Partykeer is dit my eie sonde en eie sondige keuses, en ons is vir God kwaad daaroor. En partykeer ly ons as gevolg van ander mense se sondige keuses, en partykeer is dit die wêreld wat op ons inwerk. Maar as jy God se kind is, as jy vandag hier sit en jy sê jy het jou hart en jou lewe vir die Here gegee, dan is die Here in beheer van jou lewens. And everything and anything that comes to you has been filtered through God. And he allows it for a purpose. En daar's goed wat hy in jou inbou in daai tyd, dat jy weer verander leer. Want op die einde het Samuel vir iemand anders en vir die res van Israel het hy te geweldig baie beteken. So God het toegelaat wat gebeur het. Hoorie, en dan wil ek net vir jou sê, het julle gesien wat gebeur met Josef? Josef kry hierdie drome, dat hy sal heers. En laat die son en die maan en die sterre vir hom sal buig die een aand. Die volgende aand buig die koringare voor hom. En wat is die volgende ding wat met hom gebeur? Presies die teenoorgestelde. Hy word amper doodgemaak, hy beland in 'n put, hy kry bevordering na 'n slaaf toe, van as 'n slaaf kry hy bevordering na die tronk toe. En vir 13 jaar gebeur presies die teenoorgestelde in sy lewe.
Maar Josef draai nie sy rug op die Here nie. Josef verloon nie die Here nie. Josef bly rein en heilig. Wanneer ons swaar kry, wanneer dit met ons sleg gaan, dan soek ons verligting. Ons soek dit ons soek dit in 'n bottel, ons soek dit in pille, ons soek dit in wit poeiertjies, ons soek dit daar by die dobbelhuis en ons soek dit baie keer in iemand anders se bed. Josef het al die redes in die wêreld om onrein te leef en sy waardes oorboord te gooi, en toe daai tannie met die oortollige energie daar aankom, toe kon hy gesê het, let's go vir dit, papi, nou gaan ek vir jou druk, laat die sop spat. En hy doen dit nie. Hy doen dit nie. En hy bly rein en heilig, en hy bly getrou teenoor die Here. Maar kan julle sien hoe die teenoorgestelde gebeur het? En God het dit toegelaat, en hy het hom strategies op 'n plek geplaas, dat hy 2 drome kan uitlê van mede prisoniers. En die een word deur die agterdeur na tweede in bevel van die koninkryk. It's not a stumbling block. It's a stepping stone. Goliath wasn't a stumbling block, it was a stepping stone. En dan net so terloops, net vir ingeval julle gedink het, Dawid was 'n vreeslike, heilige man, en hy het net, hy was so kwaad oor hierdie Filistyn, die lewende God uitgedaag het, en he had a righteous anger. Hoorie, Dawid het eers gevra, wat is die beloning? Wat was die rand en sent? Ons hoor vergeestelik baie van hierdie stories. Hy wou geweet het, jy kry die koning se dogter. Wel, dit klink vir my nogal na bevordering. En jy kry 'n som geld. Wel, wat 'n paar nulletjies tussen vriende. Dawid was 'n besigheidsman. Hy het 'n klein plaasie bedryf met 'n paar skapies wat hy opgepas het. En die rand en sent het hom gemotiveer. Net so terloops. Maar anyway, dis 'n preek vir 'n ander dag. God often delays, not to deny, but to deepen our dependence so that His purposes can be accomplished. Wanneer ek in die krisis is, die Here hoor nie, die Here sien nie, die Here het my vergeet, die Here straf my, en dis nie, hy is besig met iets groter. Hy werk in jou, hy verander jou karakter. Ekskuus, in Josef se geval, het hy hom opgerig, om tweede in bevel van Egipte te wees. So is belangrik. En Samuel leef in God se teenwoordigheid. Die Engels sê, 1 Samuel 22, hy sê, and Samuel grew in the presence of God. Lukas 2:52 sê, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and favor with people. Hoe het Jesus, die seun van God, he grew in wisdom and in stature and in favor with God and favor with people, and he grew in the presence. Ons is nie net veronderstel to go into the presence when we worship nie. Ek moet in die teenwoordigheid ingaan as ek bid, ek moet in die teenwoordigheid ingaan as ek my Bybel lees, en hoor die môreoggend, as die tekkie die teer slaan, môreoggend, daar waar die regte lewe gebeur, dan maak jy net vir so 'n oomblik jou oë toe, voor daai vergadering, voor daai afspraak, voor daai moeilike baas, voor daai moeilike kliënt, jy sê, Here, dankie dat U by my is. Die Here sê vir Joshua in Joshua 1:5, hy sê, soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees. En niemand sal bestand wees teen jou solank as wat jy lewe nie. En so moet ons begin leef binne in God se teenwoordigheid.
Ek dog ek gaan nou so, as ek nou so praat en dan net vir effek. But Hannah did not go up, for she said to her husband, as soon as the child is weaned, I will bring him, so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. A kingdom has presence, has power, has the personality of Jesus. En dit bring die Heilige Gees vir jou. Now the boy Samuel continued to grow, both in stature and in favor with the Lord and also with man. Hier's wat ek weet. Môreoggend kan jy nie besigheid doen as jy nie guns het nie. Jy kan nie besigheid doen as jy nie guns het nie. Sonder guns in hierdie lewe sukkel jy. Kan geen vriendskap hê nie, kan geen besigheid of werk hê nie. Ek as hulle sulke krapgeleide hoor is nie my kop nie. Kan geen vriendskap, geen besigheid. Jy kan geen bediening hê sonder guns nie. Geen. Sort dit. Ons sien in Samuel se lewe 'n toegewyde lewe teenoor God. Nie halfpad soos 'n hofnie en 'n Finias wat by die tempel of die tabernakel gewerk het en uiterlik die regte goeders gedoen het, maar hulle hart het nie die Here gedien nie. A life fully dedicated to God. En wanneer dit begin sleg gaan, wanneer dit begin swaar gaan, wanneer die teenoorgestelde gebeur is wat die Here vir my beloof het om te gebeur, dan begin ek twyfel, moet ek die Here dien? Is dit die moeite werd? Moet ek aangaan? Moet ek nie nou maar net hierdie hele Christen ding los nie? Jy gaan dit nie los nie. Jy's nie 'n kwoter nie. Julle is nie kwoters nie. I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall ever be used on his head. Hannah kom haar gelofte na, en Samuel sien wat so opoffering sy ma gemaak het om hom vir die Here te gee. Hy sien elke jaar hoe sy ma snot en trane huil as hy vir Samuel sien. Hallo sê en bly is om hom te sien en weer huil as hulle die jaarlikse offer bring en weer huis toe gaan na die tyd. Hy sien die opoffering wat sy ma gemaak het. Hy sien die liefde van sy ma. Maar daai selfe opoffering en commitment wat sy ma gemaak het, daai selfe opoffering en commitment maak hy teenoor die Here. En Samuel verteenwoordig 'n oorgangstyd. Samuel het bekend gestaan as die laaste rigter. En julle weet hoe die Here die volk begin kla het en gesê het, ons soek 'n koning, ons soek 'n koning, ons soek 'n koning. En op die ou einde sê die Here vir Samuel om vir Saul te salf as koning. En daar's 'n oorgangstyd. Die era verander, die era wissel. Ek het so ruk terug het ek vir julle gesê, het julle agtergekom die Here werk partykeer so in 400 jaar blokke. 400 jaar is die Israeliete in Egipte. Die laaste 400 jaar het ons we had the church age. It's shifting to the kingdom age. Ons is deel van 'n oorgangstyd. Jy gaan altyd kerke en denominasies hê, maar the new wineskin is kingdom-minded people. So kry net 'n bietjie jou kop daar rondom. And God wants you to be kingdom-minded. Waar sy teenwoordigheid en sy krag en sy aard en sy karakter sigbaar is. Kom op, speel. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar. En hy hoor die Here se stem. Profeseë vol weer. Die Here se teenwoordigheid is weer daar, daar's vrede en hy salf die nuwe koning. En daar's 'n oorgangstyd. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, joy and peace in the Holy Spirit.
En in Samuel se lewe kry jy 'n prentjie van hoe dit lyk as jy onder beheer van die koninkryk leef. En kry jy 'n prentjie van iemand wat bekragtig en bemagtig is deur die Heilige Gees. It's not difficult to be a Christian without the Holy Spirit. It's impossible. So het God se Gees nodig, sodat jy sy vrede kan beleef, sodat jy sy krag kan ondervind, sodat jy in oorwinning kan leef, sodat jy sy stem kan hoor, sodat jy sy teenwoordigheid kan voel, sodat jy kan leef soos 'n Christen.